Ja, goeiemôre ook van my kant af. Ja, dis 'n voorreg dat ons nog die voorreg het om die skole so te kan bedien, né? Ons skole wat so oop is vir ons en die skole in George is regtig oop vir die evangelie en vir die boodskap van Jesus Christus en so wonderlik hoe hulle ons innooi om deel te wees van hierdie prosesse en om uit te reik na ons kinders toe en om hulle te kan bedien. Nou ons is besig hierdie hele jaar eintlik met 'n tema. Ek herinner jou net vir jou wat lanklaas hier was dalk. Ons het laas jaar gepraat oor wat beteken dit dat Jesus Christus is die koning, nie eendag nie. Hy's koning vandag en ons kom nou en ons staan onder sy koningsheerskappy en nou kom die koning en hy sit ons hier op aarde en hy sê vir ons die manier hoe ons na mekaar toe moet uitleef is deur die liefde. Die liefde is die nuwe gebod. Hy sê hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is hoe hierdie liefde werk tussen ons. Dis hoekom ons hierdie jaar en hierdie kwartaal besig is met 'n reeks wanneer die liefde werk. Wanneer die liefde werk tussen ons is 'n praktiese ding. Dit moet 'n uitvoering kry deur ons lewens. Maar nou die wonder van die storie is, hy kom en hy sit die Heilige Gees binne in ons en die Heilige Gees bemagtig en bekragtig ons sodat ons nou hierdie liefdesmanier van God kan begin aanleer en dit kan begin inoefen. En ons het vir mekaar in hierdie reeks gesê dat dit wat jy inoefen, daarin word jy goed. En toe sê ons vir mekaar in hierdie reeks dat ons het uit Efesiërs uitgegaan en gaan kyk waar die Bybel vir ons sê word vervul met die Gees. En dit was ook 'n aanloop na vandag toe. Vandag is Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees. So hoe stort God nou sy Gees in ons uit? Die Korintiërs sê hy kom plaas sy Gees binne in ons en nou kom Efesiërs en sê word nou vervul met die Gees. Met ander woorde, die Gees moet nou elke deel van jou wese begin impakteer. Die Gees moet dit nou oorneem, so suurdeeg, syfer dit nou deur jou hele lewe, syfer dit nou in. En dan kom die Bybel en hy sê, hy gee vir ons die opdrag, word vervul met die Gees. Hy gee vir ons 'n voorskrif. En dan kom hy dan sê, daar's eintlik 3 goed wat jy kan doen om vervul te word met die Gees. Hy sê, jy kan psalms sing, jy kan die woord lees, jy kan daai goed, maar dan slat hy 'n vreemde rigting in. Dan sê hy vir ons, maar nog 'n manier hoe jy vervul kan word met die Gees is, wees aan mekaar onderdanig. Uit eerbied vir Christus. Met ander woorde, leer in hierdie lewe, die manier hoe die liefde werk in verhoudings is, jy met 'n ander persoon, moet jy hoër ag in 'n ander persoon se belange, moet jy hoër ag as jou eie. Dis een van die maniere wat die Here sê, as jy onder my koningskap staan, jy word ingebore in my koninkryk, en hy begin nou hierdie nuwe menseras hier op aarde te vestig. Dis een van die maniere hoe ons as mense nou anderste is as wat ons was. En toe sê ons vir mekaar in hierdie reeks, wanneer die liefde werk, met ander woorde is ons onderdanig aan mekaar. Laasweek het ons vir mekaar gesê, wanneer die liefde werk in verhoudings, gebeur dit baie keer in verhoudings, dat daar ontstaan 'n gaping tussen waar ons wil wees in die verhouding en waar ons onsself bevind in die verhouding. Ons is nog nie daar nie. Ons voel ons, daar moet nog meer kom, daar's 'n gaping. Wat doen ons in daardie gaping? Ons het laasweek vir mekaar gesê, wat ons in daai gaping doen, is wat die skrif ons leer. Hy sê die liefde bedek alles. Hy sê die liefde glo alles. Hy sê die liefde hoop alles. En die liefde verdra alles. Verduur alles. Dis wat jy in daai spasie doen. En net so vinnig om jou te herinner, die woordjie bedek beteken, jy skep 'n veilige ruimte, jy beskerm. Wanneer jy nie mense se foute tentoonstel nie, bedek alles. Die woordjie glo alles beteken, jy etikeer nie mense op grond van hulle foute nie, maar jy glo mense kan groei. Die woordjie hoop alles, die beste lê nog voor. In hierdie verhouding, soos nog nie daar nie, maar die beste lê nog voor. Verduur alles, jy kies om nie te onttrek nie, maar jy kies om teenwoordig te wees in die verhouding. En jy in daai gaping is dit wat jy doen, bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Maar vandag wil ek verder gaan en sê, maar as die liefde dan werk in verhoudings, een van die dinge wat belangrik is in
hierdie wees onderdanig aan mekaar, en een van die dinge wat ons help in hierdie gaping, dit wie ons as mense is, ons menslike ras, is ons kommunikeer. Ons praat met mekaar. En dis in hierdie kommunikasie, en die Bybel wil ons help om te sê, hoe moet ons kommunikeer met mekaar? Want hy wil hê ons moet groei in hierdie liefde. Nou Jakobus is mos soos die Spreuke van die Nuwe Testament. Jakobus skryf so mooi, hy sê, almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Kan ek net gou daar stop? Met ander woorde, en as jy volmaak is, kom die Bybel en sê, dan moet jy reeds by God wees. So kan julle net na mekaar toe draai. Dit gaan net die gesprek vergemaklik. En na die persoon toe naans jou kyk en sê, besef jy is nog nie volmaak nie. Want die feit dat jy hier is, beteken niemand van ons is volmaak, alhoewel baie so dink. Jy kan nog groei, mens kan dit nie glo nie. So ons almal is nou op gelyke vlak. Nou kyk nou weer. Hy sê, as iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. As ek hierdie skrif lees, dan dis nie 'n verskoning nie. Maar hierdie skrif is eintlik ter aanmoediging. As iemand nie met woorde struikel, hoe kan ek groei in my kommunikasie sodat die liefde kan werk in verhoudings, dat die liefde beter kan werk? En hiermee wil die Gees ons help. Word vervul met die Gees, vandag op Pinksterdag. Word vervul. Nou, baie interessant, die gedeelte word vervul met die Gees is Efesiërs 5. Onthou, die Bybel is geskryf, is 'n brief. So voordat jy gekry het, word vervul met die Gees, is Efesiërs 1, 2 en 3. Kom die Here, ons het laas jaar baie daaroor gepraat, en sê vir ons, wat hy nou gaan doen. Hy gaan hierdie hele aarde, hemel en aarde, gaan hy onder sy koningskap bring. Dan kom hy, dan sê hy, maar hy gaan 'n liggaam gebruik wat hy noem sy kerk, dis ons. En ons is sy maaksels. En hy gaan kom en deur sy kerk gaan hy nou hierdie nuwe manier van mens wees, wat hy nou besig is om op aarde te vestig. Hy gaan nou deur ons, deur die kerk, gaan hy sy mag kom openbaar, gaan hy vir mense kom wys wie hy is. En dan kom hy in Efesiërs 1, 2 en 3, en dan beskryf hy hierdie nuwe menseras, en dan kom hy in Efesiërs 4, en in Efesiërs 4 kom hy nou en sê, hoe werk ons, wat nou hierdie nuwe ras van hom is, hierdie nuwe manier van mens wees, hier op aarde is, hoe werk ons nou met mekaar, en hoe help kommunikasie ons nou in hierdie proses? Nou kom ons lees. Efesiërs 4 vers 25 tot 27. Daarom, vermy die leuen, en praat elkeen die waarheid met sy naaste. Want ons is lede van een liggaam. Hy sê, word kwaad. Dankie Here, daar is so skrif in die Bybel. Maar moenie sondig nie. Want anders was ek gone. Weet jy by iets van kwaad word vir jou sê, julle wat hier sit, wat nou so in julle 30 en 40 is, jy dink as jy ouer word dit makliker. Ek los hom daar. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. So hierdie nuwe manier van mens wees, waarin hy nou in ons kom woon deur die Heilige Gees, en saam vorm ons hierdie tempel van die Heilige Gees. Sê hy, hierdie tempel wat nou gevul is met sy Gees, waarin hy nou kom woon, sy nuwe woonplek. Hy sê, hierin is waar hierdie tempel geken moet word. Praat die waarheid, moenie vir die duiwel plek gee nie. En
hy sê met ander woorde, kommunikasie, praat met mense is 'n instrument in die hand van die Heilige Gees, wat ons gaan help met die liefde. Nou skryf Paulus verder, hy sê, nie 'n enkele afbrekende woord moet uit jou mond gaan nie. Nou daar het ek die toets al baie gedop. Hy sê maar eerder 'n woord wat goed is vir 'n noodsaaklike opbou. Onthou wat jy inoefen, word jy goed in. Een van die goed wat Paulus hier vir ons kan leer, ons wat gevul is met die Gees, wat ons kan inoefen, is nie afbrekende woorde nie, maar opbouende woorde, noodsaaklik opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Iets wat jy gaan moet leer van hierdie mense, hierdie nuwe menseras wat God besig is om te vestig hier op aarde, wat hierdie hele aarde gaan inneem, sy heerlikheid gaan vestig, wat dit wys, wat beteken het om onder die koning te staan, is dit gaan mense wat geken gaan word aan opbouende woorde. Dan gaan hy verder, dan sê hy die volgende, hy sê, luister, mense haal hierdie teks baie keer so verkeerd aan, maar hy skryf dit in die lig van kommunikasie. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël sal word. Met ander woorde, my woorde, hierdie wat hy sê, goed, wat noodsaaklik, opbouend, afbrekende woorde, my woorde is 'n instrument in hierdie teks, wat saam met die Heilige Gees werk, sodat die liefde kan werk. Woorde is 'n kragtige instrument. Dis dalk hoekom die psalmdigter skryf, waar sê hy dit? Psalm 141, hy sê, Here, leer my om 'n wag voor my mond te sit. My wag is altyd op lunch. Lewe en dood, skryf Spreuke 18, lê in die mag van die tong. Woorde is kragtig, woorde het gewig, woorde het die vermoë om goed of sleg 'n merk te laat. Dit het die vermoë om op te bou, om aan te moedig, om te inspireer, maar dit kan ook die teenoorgestel, dit kan ontmoedig, dit kan seermaak, dit kan vernietig. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Dink net aan 'n gesprek wat jy miskien onlangs gehad het met jou baas of met jou vrou of met iemand, en dit was 'n opbouende gesprek. Dit was om jou op te bou en te vertel hoe goed jy is, hoe hulle in jou glo, wat se aanwins jy tot die samelewing is. Dink vir 'n oomblik as jy daar uitstap, hoe dit jou laat voel. Dat jy voel somme, ek gaan hierdie company oorneem. Jy voel somme, ek gaan my lewe gee. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy uitloop uit 'n gesprek uit, en jy lyk soos Jesus met die kruisiging, stikkend geslaan deur al die woorde, dan jy weet nie, jy's moedeloos, jy's down and out, jy vat 'n paar dae om reg te kom. Woorde is kragtig, maar woorde kan ook vernietig. Woorde is kragtig, het ek hier geskryf, dat selfs ongesêde woorde 'n groot impak het. Hoe baie keer kry ons nie en hoor ons nie dat mense sê, maar jy het nooit gesê is jammer nie. Jy het nooit vir my gesê is trots op my nie. Jy het dit nooit gesê nie, soos daai ongesêde woorde. Almal van ons kan vandag 1 of 2 sinne herroep van woorde van mense wat in die verlede goed oor jou lewe gesê het, en dit het 'n positiewe of 'n negatiewe invloed op jou lewe. Party van ons kan so goed onthou, ons kan onthou toe ons nog op skool was en hulle het sekere goed van ons gesê. En dit bly jou by vir altyd. So woorde is 'n kragtige instrument in die hand van die Here. Dis 'n kragtige instrument. So jy kan nou nie ontvang of van die gee kant van woorde wees. Ek hou daarvan wat Efesiërs 4:29 in die Engelse vertaling skryf. Hy sê, do not let any unwholesome talk. Dis die gedeelte wat my hierdie week getref het.
come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Unwholesome, building others up according to their needs. Ek het bietjie gaan Google. Hoor gou hierso. Dis is baie interessant. Verhoudingskundiges sê die volgende. Verhoudingskundiges skryf dat 5 stellings van bevestiging of bemoediging nodig is voordat 'n mens 1 stelling van regstelling kan gee. Met ander woorde, hulle sê, as jy regtig 'n inpak in mense, as jy wil hê jou woorde met 'n impak hê, moet jy eers vir ou 5 goed sê waarna hy goed is, voordat jy met die 1 regstellende aksie kom. Ons is baie keer anders toe. Wel nee, nie julle nie, seker maar net ek. Maar ek sal baie keer die 5 regstellende goed sê. En miskien 1 opbouende goed. Ek sê altyd, die feit dat my kinders vandag die Here dien is 'n godswonder. Vader weet, baie foute gemaak as ouer. Want die kerk het nooit vir ons die goed geleer nie. So as 'n ou die Bybel reg lees, word vervul met die Heilige Gees, Pinksterdag. Leer om onderdanig te wees, die ander persoon se belange bo jou eie te stel. In die gaping, bedek alles, hoop alles, glo alles, verdra alles. Maar onthou met hierdie hele proses, kommunikasie. Nou, toe sit ek en wonder, maar as woorde, dit wat uit my mond uitgaan, hierdie woorde wat uit my mond uitgaan, waar ontstaan dit? Die Bybel sê baie duidelik, dit kom vanuit jou hart uit. Nou, die Bybel gebruik die woord hart, dit kom nie van jou binneste af, maar seker in jou kop, in jou denke. So, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So, dit wat jy kommunikeer, moet iets te doen hê met wat hier binne in jou gemoed ingaan. Dit wat jy bedink. Dit waaroor jy, dit kom net uit. En jy kan die mooiste voorneme hê. Maar in die heat of the moment, almal sê tel tot 10, daai simpel voorbeeld. Ek maak altyd 2 maal 5 is 10. So, jy weet, ek het nie nog tyd om tot 10 te tel. En dan in die heat of the moment, dan voordat jy dink, kom jy goed uit jou hart uit. En na die tyd is jy spyt. In sy boek skryf Tom Holliday, waar hy praat oor the relationship principles of Jesus. Want hy 'n gedeelte daar wat hy praat oor communication from the heart. Nou, is interessant, hy skryf maar net, ek lees net vir jou wat hy skryf. Hy sê, as hierdie harttoestande geopenbaar word, kom ek sê vir jou, wat gaan uit jou mond uitkom? Hy sê, as jy in jou hart onseker is oor 'n persoon, dan kom daar uit jou mond uit woorde van beheer. Hy skryf, hy sê, as daar in jou hart oor 'n persoon vrees is, as jy vrees het oor jou kinders of iets vrees, dan kom daar, hy sê, wat in jou mond uitkom is woorde van woede. Hy sê, as in jou hart skaamte is oor iets of oor iemand, hy sê, dan kom daar woorde van verdediging uit. Hy sê, as daar in jou hart iets is van bitterheid teenoor 'n persoon, dan die woorde wat uit jou mond uitkom is sarkasme. Hy sê, as jou hart verwerping beleef, hy sê, dan onttrek jy. Hy sê, as jou hart trots beleef, dan is daar positiewe kritiek. So is interessant hoe hy dit verduidelik. Nou in Efesiërs 4, onthou dis voor Efesiërs 5, word vervul met die Gees. Hier is die nuwe mense ras, hier so jy moet leef, hoor wat sê hy, vers 31, laat vaar alle bitterheid, hart. Dis iets wat jy gaan moet inoefen. Dit kom nie van self nie. Ek sê altyd om 'n Christen te wees, eenvoudig, jy word in 'n sekonde Christen, jy gee jou hart vir die Here. Jy verklaar hom as koning in jou lewe, onmiddellik kom hy en woon binne in jou. Maar om sy koninkryksmanier aan te leer, dis hengse effort. Maar nou het ons die Heilige Gees in ons, om ons daarmee te help. Hy sê,
laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en laster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Nou, as jy hierdie gedeelte lees, dan sê, my eerste vraag wat my opkom, Here, hoe doen ek dit? Nou, wat doen ek met my hart? Nou gaan hy verder, vers 22, hy sê naamlik dat julle, wat julle vroeër lewenswandel aan betref het, want jy het mos nou oorbeweeg, jy is mos nou in Christus, jy is nou deel van hierdie nuwe ras, hierdie nuwe liggaam wat hy wil vestig, met sy gees in jou. Hy sê, wat julle vroeër lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder die aard van julle denke vernuwe word. Paulus skryf in Romeine 12 daar, vernuwe jou gemoed. Hy sê, dan sal jy weet wat is die welgevallige en goeie wil van die koning. So daar's goed wat ek moet ingesteld wees daarop, om die ou mens af te lê. En hierdie nuwe mens, deur die Gees wat my help, moet ek begin inoefen, hierdie liefdesmanier, wanneer die liefde werk in verhoudings, dis iets waarop ek moet konsentreer en myself daarin beoefen. Hy sê, ja, trek die nuwe mens as 'n kleed aan. Soos 'n baadjie. Hy sê, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Jy sien, om hierdie nuwe manier van menswees aan te leer en dan ooreenkomstig dit te kommunikeer, beteken dit ek moet met my hart deel. Die Here help my om met my hart, my gemoed, my kop, whatever daai goed ontstaan, mee te deel. En ek moet 'n ingesteldheid hê, daar's goed wat ek moet aflê, uittrek. En daar's goed wat ek moet inoefen. Ek moet leer hoe hierdie liefde van God werk en ek het elke dag daarin oefen. Dank die Here, hy's geduldig met my. Hy het baie geduld. En tot die dag dat jy doodgaan, gaan jy dit inoefen, want die liefde bly vir hierdie era en die volgende era. So die goed wat jy nou inoefen, jy moet nou leer om met bitterheid te deel, want dit gaan nie in daai lewe wees nie. Daar gaan nie 'n ander manier wees nie. Jy gaan nie heeldag onder die boom lê met jou bikini en net jou vruggies eet nie. Jy gaan in daai lewe, gaan daar ook mense wees. Ons gaan nie geslag hê nie, maar ons gaan daar leef. Ons moet nou leer om met mekaar oor die weg te kom, want dit gaan vir altyd so bly. Dis nie 'n tydelike inoefen nie. Dis 'n ewige inoefen. So ek moet dit leer. En dis effort. En dis baie keer. En dis deel met my hart daagliks. En dis 'n reset en 'n reboot die hele tyd. Die hele tyd. Tot dit ingeoefen is en dit tweede natuur kom. En die bemoediging van die storie is, die Heilige Gees wil jou help daarmee. Hy wil jou help. So kommunikasie in die Bybel, woorde dra krag, woorde het lewe. Dit is verskriklik belangrik. En met hierdie mond kan skepend of vernietigend wees. En ek bid vandag dat die Here ons sal help, dat hier in George, oral waar die kerk rondgaan, en waar ons rondgaan, ons city changers is, dat ons woorde skepend sal wees, dat dit sal opbou, wat noodsaaklik is verander, dat ons eers die goeie goed sal bevestig in mense se lewens, voor ons met die afbreek. Het is so maklik om foute raak te sien, maar het is so moeilik om komplimente te gee. En dit gaan 'n inoefen, 'n ingesteldheid wees, dit is iets waarmee die Here ons wil help. En dan beleef die wêreld dit. Dan sê hulle, "Jog, maar daar by julle, as ek al wegloop, ek voel soos $1 miljoen. Dis die vraag. Dit is nie maklik nie, moeilik. So kom ons maak ons oë toe.
Die feit bly, die waarheid is ons is nou deel, ons het nou deel aan 'n nuwe tipe manier van mens wees, omdat ons in Christus is. Wanneer ons sien, soos wat die Gees ons lei, dat daar dinge is in ons harte wat aanleiding gee tot sekere kommunikasie. Jy weet, ons kan dit, ons het die vermoë om dit uit te trek. Ons het dit, jy kan dit uittrek. Dit het ons altyd gesing, toe ons op Sondagskool was, trek hulle uit, gooi hulle weg. Al die kleine hasies in die koringland, afguns, jaloesie, toe sy naam, trek hulle uit. Jy kan sê, Here, help my dat ek hierdie sat gewoonte afleer. En dan moet jy ingesteld wees. Kan ek jou vandag sê, as jy nou per ongeluk vandag bid, Here, help my met kommunikasie. Weet jy hoe werk die Gees? Hy gaan jou nie môre vat en sit jou daar een kant op 'n paal soos 'n askeet, met 'n huisie bo op die paal en laat jou daar een kant bly nie. Môre, almal wat in jou hart 'n gevoelletjie kry, gaan jou môre, gaan jy teekom. Dis hoe hy werk. Hy druk jou in die vuuroond in. So jy het nou vandag, sit jy hier, jy het die mooiste voornemens, en môre, dan vergeet jy. Dis soos dit werk. Dis soos die Here met ons werk. Hy sit jou in 'n situasie in, want hy wil jou help. Dat jy nie op jou eie krag staat nie. Want in jou eie krag kan jy nie. Maar hy wil jou help, sodat jy hierdie nuwe mens kan aantrek. Hy wil ons help, sodat ons woorde dan ook werklik kan begin verander. So Here, as ek vanoggend vir ons almal kan bid. Ek ken ons harte, ons het baie keer sulke mooi intensies. Maar ek bid dat U met ons harte sal deel, want dit wat die woord wat uit ons monde uitkom, sê die woord kom hier van binne af. Ergens in ons gedagtes, in ons hart, waar ons dink ook al, dit kom van binne af. Partykeer met ons met ons gedagtes deel, en ons opinies oor mense, ons opgestelde idees. Ek bid dat U ons sal help, sodat die woorde wat uit ons mond uitkom, dat ons dit sal, Heilige Gees, ons wil dit inoefen. Vul ons. Dat ons regtig ander se belange bo ons eie kan stel. Dat ons in die gaping bedek alles, verdra alles, hoop alles, in die gaping. Maar help ons ook met ons kommunikasie. Dat ons op hierdie nuwe manier van menswees sal leef. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons help. Dankie dat U net sê, gaan doen dit en dan los U ons. Maar U kom trek self binne in ons in. Sê kom. Nou gaan ons dit